Amen, dankie band. Zero. Gaan het goed met julle? Yes. Lekker. Ek is bly. Dat julle nie vaak of moeg is of net wag dat dit moet klaarmaak nie. Amen. Wat 'n ding in my hart wat ek het nou net weer aan gedink. Is 'n woord wat pastoor Jethro gegee het vir iemand in die kerk 'n paar weke terug al. En dit wil nie uit my uitgaan nie. En dit is 'n goeie plek vanaand om te praat daaroor vinnig. Ek het wel lekker saam speel. Amen. Is ons almal net deur groot goed gekom hierdie jaar. Amen. Almal gaan deur goed in die lewe, almal gaan deur moeilike goed. Party mense het 'n maklike jaar gehad, maar daar's altyd 'n challenge, daar's altyd 'n ding waardeur ons gekom het hierdie jaar. En ons lewe is 'n bewys van ons is deur 'n paar rooi see. En ons is op droë grond daardeur. Die Israeliete is op droë grond deur die Rooi See. Hulle is nie op nat grond of op slegte omstandighede nie. Hulle is op droë grond daardeur. Hulle het in 'n wonderwerk beweeg die hele tyd. Die hele 40 jaar in die woestyn was konstant 'n wonderwerk gewees. Jou lewe hierdie jaar was 'n konstante wonderwerk. Net om in die oggend te kan asemhaal, hierdie selfde lig wat God gevat het en die lewe sit. As jy die maatjie werk, dan gaan ek sonder hom preek, dan gaan ek skree. Is dit alright met julle? Ons kyk hoe hy hou. En ons lewe in dit. Ek dink ons vergeet baie keer daarvan dat ons lewe konstant in 'n wonderwerk. As jy in die oggende opstaan en jy haal daai eerste asem, is dieselfde, is God wat dit in jou inblaas. Is die genade werk van hom wat dit in jou inblaas en jou opwek elke oggend. Dis 'n massive ding. Elke oggend om op te staan is nie sommer net nog 'n oggend nie. Ons meditasie is verkeerd, dit is 'n wonderwerk waarin ons leef. Ons het deur groot goed gekom hierdie jaar, massive goeders, en ons is daar deur, en die feit dat jy hier sit vanaand is 'n bewys dat jy op droë grond deur. En ek wil hê in die 2026 wat kom, gaan nie 'n jaar wees soos die Israeliete wat in 'n wonderwerk beweeg het, wat in 'n droë grond, Rooi See beweeg het. En ons kom by 'n vlak Jordaan riviertjie en iewes skielik is dit te veel vir ons. En ons kan nie deurkom nie. Dis 'n leuen uit die hel uit. Omdat jy vanoggend wakker geword het, beteken dit jy kan daardeur en jy gaan daardeur. Moenie laat die wêreld en die leuns van die wêreld jou weerhou van die beloftes en die promises of God nie. Die woord sê alles is ja en amen in Christus Jesus. Nie net 'n bietjie nie, alles. Die beloofde land is daar. Dit is net nie ge-illuminate voor jou nie. Maar dit is, as die lig van God opskyn, as die meditasie is, en jy besef, oh my word, ek al asem vanoggend, dit is 'n wonderwerk. Ek is deur massive goed. En hier staan ek nou. En dis my meditasie. Dan begin die beloftes, die promised land word ge-illuminate reg voor die oë. Want dis wanneer die lig van God daarop skyn. En pastoor Jethro het Sondag gepreek oor boldness, om vrymoedigheid te hê, om die allerheiligste in te gaan met vrymoedigheid. Nie as 'n slaafmentaliteit, nie soos die Israeliete wat toe hulle by die Jordaan kom en as 'n spesiale plek vir hulle om deur te gaan. Hulle kan die belofte al sien in die oorkant, die melk en die heuning en alles, om terug te draai nie. Om boldness te hê, om in te gaan in dit wat God reeds gepredestined het vir ons om in te beweeg. Voor die grondlegging van die aarde het hy dit uitgesit vir my, vir jou, om in te wandel. Moenie dat ons gestop word in 2026 deur 'n klein Jordaan riviertjie en ons kom deur die Rooi See op droë grond hier. Elkeen van julle, omdat julle hier sit, God het vir julle wonderwerke gedoen in julle. En hy gaan nie nou stop nie. Daar's beloftes wat daar lê en wag. En dis nie iets wat nog moet geontdek word nie. As jy gaan lees in Korintiërs 2, ons hou almal daarvan om te sê, ja, wat die oog nog gesien het, wat in die hart nog nie opgekom het, dit het God voorberei vir die wat hy liefhet. Maar ons moet verder lees. Paulus, hy sê, maar aan ons het God dit bekend gemaak, deur die Gees wat ons woon.
So dit is bekend gemaak. Hierdie goed wat jy dink, wat in jou hart nog nie opgekom het en wat jou oog nog, dit is reeds bekend gemaak. Dit is reeds, gaan net deur die vlak Jordaan riviertjie, moenie dat hy jou stop nie. Ons moet hierdie boldness hê in ons, en al maniere hoe ons 'n boldness kan hê. John G. Lake het dit gesê, hy het gesê, dis wanneer die sinless conscience surface, hy kan dit sien as hy preek in 'n kerk of in 'n tent of wherever hy gepreek het. Ek weet, as jy nie weet wie John G. Lake is, hy kom van Amerika af, hy het die AGS begin in Suid-Afrika, magtige beweging daai tyd. En hy sê, hy kan sien, wanneer die sinless conscience surface, wanneer mense glo hulle is vergewe, wanneer die wonderwerk, wanneer die belofte, wanneer die vlak Jordaan riviertjie wegsmelt en droë grond op. Ek het dit hierdie jaar gesien, met my skoonpa. Hy was so te sê dood in die hospitaal. Hy het sepsis gehad en chemo en lewerkanker, alles het teen hom getel. Stuk of 15 virusse het in hom gehad. Die dokters het gesê, by die volgende uur, gaan dit so wees. Ons kon die dood ryk in die kamer. En toe hy uit sy angs uitskrik en hy roep vir Jessica en hy sê, polisie, as 'n aanklag teen my. Sê ek, hierdie is 'n geestelike ding, hierdie is nie 'n geestelike ding soos wat ons het maak nie. Hierdie is 'n geestelike ding. Lees vir hom Kolossense 2 wat hy sê, en God het die aanklag, die skuldbrief met sy eise vir goed weggeneem deur dit aan die kruis vas te spyker en dit vir goed weggeneem. Ek sê, pa, glo jy dit? Hy sê, ja, ek glo dit. Hy maak het so met sy oom, ek kon nie geloof in sy oë sien. En toe hy dit glo vir daai oomblik, toe hy sinless conscience surface, toe hy glo, hy is vergewe, toe kom die genesing. Toe kom die wonderwerk. En vandag is hy hierso, hy is by die huis, gesond, die Here het vir hom 'n tweede kans gegee. Dis wanneer hy sinless conscience, dis wanneer ons vir Jesus Christus vertrou met sy werk aan die kruis, dis wanneer ons na die kruis kyk, en ons kyk na die prys wat betaal is, en ek sak op my knieë neer en sê, Here, ek het niks om by te voeg met my redding nie, al wat ek het is my sak vol sondes, en ek gee dit vir U, Here, maar met my geregtigheid het ek niks uit te waai, is alles Christus, en sy werk aan die kruis, wanneer ek aan is, hy bly faithful. Onthou dit vir 2026, wat Paulus vir Timoteus skryf, hy sê, when you feel unfaithful, as jy voel jy het geval, as jy voel iets het gebeur, moenie die fokuspunt die sonde maak en wat jou fout is nie. Die fokuspunt is, he remains faithful. Dis hy wat faithful is, wat jou laat opstaan het vanoggend. Dis hy wat faithful is, wat jou deur 2025 gebring het. Dis hy wat faithful is in die kruis vir genade om te vloei in hierdie wonderwerke, beloftes, ja en amen. Laat die lig op het skyn, is reg voor jou. Is deur massive goed, moenie stop by die vlak Jordaan rivier nie. Moenie laat dit jou stop hierdie jaar nie. Onthou van die groot goed wat God jou deurgebring het. En hy gaan nie stop nie. As jy nog lewe en jy haal asem en jy lewe in daai wonderwerk, gaan hy nie stop nie. Paulus sê, hy sal dit volbring, die goeie werk wat hy begin het in jou. Hy is nie soos 'n mens wat gaan terugdraai op sy woord nie. Kom aan. Sal ons dit glo hierdie jaar, sal ons hierdie jaar die troon van genade met boldness ingaan. Nie soos slawe nie. Nie soos die Israeliete daai tyd onder 'n curse van 'n wet, van sonde wat geilluminate is in hulle, en hulle kry nie uit die greep van sonde uit nie. As jy dit gaan try doen, jy gaan nooit uitkom nie. Het jy lisensie nodig om te sondig? Jy doen dit so van self. Ek kan nie stop by die stop ordentlik nie. Wat nog om te sê van 614 reëls nakom. Dis onmoontlik. Dis alles 'n bewys, 'n teken wat wys na Christus toe. Julle kort redding, ek wil 'n verhouding hê by julle. Dis hoekom ek julle ontmoet het by die berg Sinaï. Ek wil 'n verhouding hê, maar julle het gesê, nee, stuur vir Moses, laat hy gaan. Ons lewe nie daar nie. Ons lewe in die ja en in die amen van Christus Jesus. Kom ons gaan met boldness hierdie jaar in. Kom ons vertrou die Here met ons redding. Wat is dit? Plaai iets daar. Ek dink baie aan Dawid.
'n man na God se hart. 'n man na God se hart, wat? En hier is tog 'n man wat sy vriend, sy vrou gevat het, en 'n buiteegtelike kind by haar gehad het, en sy vriend laat vermoor het. Wat is die fokuspunt? Ons maak dit sonde. Ons maak die fokuspunt konstant sonde, maar God noem hom 'n man na sy hart. Weereens, moenie die vlak Jordaan vir jou stop nie. Die hart waarvan hy praat, is sy hele wese, dis sy siel, dis sy, ek sê altyd, dis die plek waartoe ek gaan as ek 'n besluit wil neem om te hoor by myself, wat is aan die gang. Dit is my hart, my thought process, my think center. Nou Dawid se dinkpatroon, sy meditasie was op God. Sy kompas was die hele tyd op God. Ten spyte van hoe hy geval het hy geval, maar hy het opgestaan, want sy kompas was op God gerig. En hy sê, jy's 'n man aan my hart. En vanaand kyk ek na mense hierso, almal mense se hart. Dawid het die gospel gelewe, nog voordat Jesus gekom het, het hy al deur geloof gelewe. Hy het geweet, God gaan nie hierdie goed teen hom hou nie. Hy het geweet, was 'n gevalle toestand in my liggaam met sonde, maar dit is nie my fokuspunt nie. My hart, my kompas wys na God die Vader, na Christus toe, na liefde toe, wat vergewe. Nie na wat ek verkeerd gedoen het, en ek bly in hy donker gat nie. Uit, en hy soek vergifnis, en ek sê, ek sal genade vind in my Vader, wat my geskep, omdat ek lewe in hierdie wonderwerk, elke ek asemhaal. Dis God. Jy lewe in dit. So die hart, die meditasie, die sinless conscience, die fokus, altyd redding. Liefde. Ons vergeet dit. Ons vergeet dat hy is 'n Vader, liefde. Hy sê in 2 Korintiërs 5, hy sê, God was in Christus toe homself gekruisig het. Wat se God doen dit? 'n God wat self-sustainable is, wat my nie nodig het nie, maar nog steeds doen hy dit, omdat hy sy naam op jou gesit. Hy doen dit vir sy naam ontwil. En dit is nie 'n ligtelike ding, ek neem dit baie ernstig op. Christus het vir my gesterf, en hy het sy naam op my gesit. En omdat hy sy naam op my gesit het, sal die goed in my lewe, die purpose waarvoor ek in die aarde ingestuur is, sal hy die goeie werk volbring wat hy begin het in my en in jou. Sal ek nie gestop word deur 'n vlak leen van die Jordaanrivier nie. Sal ek met boldness volg van die werk aan die kruis. Sal ek ook die genade troon benader. Nie as 'n slaaf nie, maar as iemand wat die prys voor betaal is en vrygekoop is van die wet van sonde en in genade in. En ek sal niks werke byvoeg om my redding nog meer volmaak te maak nie. Dis die klare werk van Christus Jesus aan die kruis. As jy nie dit glo nie, as dit nie jou core van jou meditasie is, gaan jy nie met boldness voor die troon van genade ingaan nie. Maar as 'n slaaf, as iemand wat smeek vir iets om te gebeur. En hy het gesê, it is done, it is finished. Dit is volbring. Ek het my image restore in mankind. Ek het my naam nou op hulle gesit. En ek doen alles wat ek nou doen, is vir my glory, is vir my name's sake, I do this. Is alles ja en amen. Amen. Jy weet, jou gewete is skoon gewas deur die bloed van Christus. Dis jou vlees wat teen die gees van God, Galasiërs 5, hy praat teen dit, wat die gees wil hê, is teenstrydig met dit wat die vlees wil hê. Maar jou conscience, jou gewete is skoon gewas deur die bloed van Christus Jesus. Hoekom wil jy dit nie glo nie? Hoekom glo jy nie wat in jou gees mense aangaan nie? Alles wat uit jou gewete uitvloei, is God wat met jou praat. En dit is wanneer ons besef, ek is skoon gewas deur die bloed van Christus, wat ek met boldness optree. Met 'n confidence van geloof
ingaan in die allerheiligste in. Besef jy wat die woord van God is nie net 'n storieetjie wat ons lees nie. Ek sê altyd as hy sê kom met boldness in die allerheiligste in, is dit die plek waar ek my bevind konstant. Ek is op die aarde, maar ek wandel op 'n ander golflengte met my brein. Ek operate in die holies of holies. Wanneer mense met my te doen kry hulle te doen met die holies of holies. Ek het iets wat die wêreld nodig het. Jy het iets wat die wêreld nodig het. Gaan gee dit vir hulle. Gaan lê jou hande op iemand. Gaan maak mense gesond soos wat Jesus gesê het. Gaan maak 'n disipel, gee jou tyd vir iemand. Jy dink jy het 'n lekker lewe nou, wag tot jy actually doen wat Jesus gesê het jy moet doen. Kyk, dan kom daai goed waarvan almal wat in die hart nog nie opgekom het, die oog nog gesien het nie. Daai goed is klaar bekend gemaak. Wanneer jy actually intree, dis die voor my gewees, maar ek kan die lig van God op het. Nou kan ek dit actually sien. Nou glo ek dit. Nou wandel ek anders. Ek tree op met 'n boldness. Kom ons lees 'n skrif. Handelinge, Hebreërs 10. Dis vir my water asseblief. Hebreërs 10. Dis die hele stuk. Okay. Is warm. Hebreërs 10 vers 16, hy sê, this is the agreement, the testament, the covenant I will set up and conclude with them after those days, says the Lord. I will imprint my laws upon their heart, and I will inscribe them on their mind, on them innermost thought and understanding. Thy heart, David is 'n man na God se hart. Dit was geïmprint al is. Het nie gegaan oor hoe hy geval het nie, maar het gegaan oor die kondisie van sy hart, sy meditasie. En Christus sê, dis die agreement, dit is hoe almal gaan optree, dis hoe almal gaan meditate. Ek gaan my ways, my sin, my impulses, the mind of Christ, I'm going to put in them and they will live like that. Dis hoekom hy sê, dis nie ek wat lewe nie, maar Christus Jesus wat in my lewe. Die ou man is dood. En as die ou man dood is jou fokus nie meer op daai ou wat sonde doen nie, want hy's dood. Jou fokus is soos Dawid se hart, 'n man na God se hart. Jou kompas wys die heeltyd na Christus. Hebreërs 12 sê, looking away from all that distract us, focusing our gaze upon Christ Jesus. Want al die ander goed gaan jou aandag aftrek en jy gaan nie met boldness ingaan nie. Daar gaan 'n slaafmentaliteit uit jou uitkom, altyd in jou gebedskamer. 'n smeekaksie van, is ek waardig, is ek nie, die werk, kyk dan die kruis. Verder in Hebreërs 12 sê hy sê, hou hom voor oë, dan sal jy nie geestelik moeg word of uitsak nie. Hy sê, verder aan in Hebreërs, hy sê, vers in die einde van 16, hy sê, I will inscribe them on their minds, on their innermost thoughts and understanding. Verse 17, he then goes on to say, and their sins and their law breaking I will remember no more. So hoekom, as God nie daaraan dink nie, hoekom gaan ek daaraan konstant bly dink? Hoekom gaan dit my meditasie wees? Jou meditasie is vergifnis. Ek sê altyd, in die ou dae, toe hulle gewerk, bang, het hulle nie die mense geleer hoe om met 'n valse noot te werk nie. Hulle het hulle net met die real deal geleer. En as die vals noot deurkom, dan identifiseer hulle hom dadelik. Maar die fokus was nooit op die valsie. Die fokus was op die real, die weg, die waarheid. Hy sê vers 18, now where there is absolute remission, forgiveness and cancellation of the penalty of these sins and law breaking, there no longer any offering made to atone for sin. Therefore, brethren, since we have full freedom and confidence to enter in the Holy of Holies by the power and the virtue in the blood of Jesus Christ. Hy sê, jy enter dit met full freedom. The price is paid.
You enter with full confidence, with boldness, with, jy weet dis jou pa. Jy wonder nie nog daaroor nie. Hy sê vers 19, therefore, brethren, since we have full freedom, confidence to enter into the holies of holies by the power, the virtue in the blood of Jesus. Vers 20, by this fresh new living. Say fresh new living. Fresh new living. Nie gestop word deur 'n Jordaanriviertjie nie. By this fresh new living and way which he initiated and dedicated and opened for us through the separating curtain, the veil of the holies of holies, that is through his flesh. Daar's 'n nuwe way en dit moenie nog gebeur nie, dit het reeds gebeur. Man is appointed to die once. En by jou wedergeboorte gaan jy dood en daarna nooit weer nie. Jy hoef nie nog te wag een dag nie. Hierdie is die lewe, dit is nou. Vers 21, and since we have such a great and wonderful and noble priest who rules over the house of God, let us all come forward. Hoekom nie? Gelukkig is ons uit onder die wet. Dis nie meer 'n hofsaal nie, waar alles stilte in die hof moet wees nie. Ons is in genade. Amen. Hy sê, let us all come forward and draw near with true, honest and sincere heart. Onthou die heart. A man after God's heart. Let us draw with boldness, with sincere hearts, iets wat gewys is, 'n kop dryf word na Christus toe. Hearts in unqualified assurance and absolute conviction, engaging by faith, by the leaning of entire human personality on God in absolute trust and confidence. His boldness within His power, His wisdom, and His goodness, His faithfulness, having our hearts sprinkled and purified from a guilty, evil conscience, and our bodies cleansed with pure water. Hallelujah. As jy in Christus is jou hart, jou denk, your thought center has been sprinkled and purified from a guilty, evil conscience, and our bodies cleansed with pure water. Hoekom sê jy vir jouself, jy is nie daai ou nie, as jou gewete getuig van Christus, dit is skoon gewas deur die bloed van Jesus, van enige evil conscience. Satan is nie in jou kop nie. Die wêreld is in jou kop. Facebook is in jou kop, die nuus is in jou kop, die media kontrol wat in jou kop aangaan. Christus sê, sy bloed het jou gewete skoon gewas, en alles wat daaruit vloei is Christus. Hoeveel tyd het ek oor? Kom ons sluit af, kom ons maak klaar. Die ding waarop ek wil ingaan vanaand is, jy moet met boldness ingaan, soos die skrywer van Hebreërs sê. Hoekom? Want ons sien die skadubeeld van Dawid, ons sien van Abraham, hoe hulle uit geloof uitgeopereer het. Hulle gewete was skoon gewas. Sê jy hoef nie skuldig te voel nie. Hy sê aan jou sonde en jou ongeregtighede sal ek nooit weer dink nie. God sê, hy dink nie weer daaraan nie. Hoekom dink ons so baie daaraan? Hoekom is dit ons hooffokuspunt? Ons mis uit op al die ja's en al die amens en ons tree in 'n gemounery in. Kom ons lees nog een skrif, Handelinge 4 vers 13. Kyk net die effek van mense wat geopereer het in boldness, wat sy gewete skoon gewas is deur die bloed van Christus. Handelinge 4 vers 13.
Hy sê, now when the men of the Sanhedrin, the Jewish high court, saw the confidence and the boldness of Peter and John and grasped the fact that they were uneducated and untrained ordinary men, they were astonished and began to recognize that they had been with Jesus. You know, en Petrus, hulle het erken, hierdie ou was by vergifnis. Die high court, die aanklaers van aanklaers, sit in 'n vertrek, by iemand wat sy gewete skoon gewas is deur die bloed van Christus. En hulle erken, hierdie is 'n uneducated ou. En hulle is amazed met hulle confidence en hulle boldness en die manier hoe hulle act, dat hulle is gerettel. Hulle is geworry, want hierso sit niks werd mense in die hoogste van die hoogste posisies en het 'n vergadering met hulle. En die hoogste van die hoogste kyk na hulle en sien, hierdie mense was in aanraking met die bonatuurlike. Hierdie mense lyk nie dieselfde soos wat ons hulle voorheen gesien het nie. Hulle was in aanraking met Christus Jesus. En nie enige Jesus nie. Onthou, voor die kruis het Petrus nog vir Jesus gedeny. Maar hier praat hulle van, hulle was in aanraking met Christus na sy opstanding. Dis 'n ander Petrus. Hulle het te doen gehad, hulle kon sien, Petrus en Johannes het te doen gehad met vergifnis, hulle het te doen gehad met worthiness, hulle het te doen gehad met aanvaarding, hulle het te doen gehad met liefde. En dit het hulle verander. Hulle was die hoogste geleerde mense was amazed gewees. Wil jy nie 'n bietjie jou fokus skuif en in aanraking kom met vergifnis nie? Met die koning van die konings nie? Is jy nie lus vir 'n natuurlike lewe hier nie? Niks het verander nie. Die kerk het nie sy krag verloor nie. Die wonderwerke het nie minder geword vir ons, omdat ons 2000 jaar later is nie. Dieselfde gees wat vir Jesus en dit opgewek het, is kragtig aan die werk in my en jou. Dieselfde gees wat daai tyd geopen het, wat die kerk begin het, is nou nog aan die werk in die kerk. En as jy verder afgaan, in Handelinge 4, vers 23, hy sê, after Peter and John were released, they returned to their own people and reported everything that the chief priests and elders said to them. And when they heard it, they raised their voices to God and said, "O sovereign Lord, having complete power and authority to worship, it is you who made the heavens and the earth and the sea and everything that is in them, who by the Holy Spirit through the mouth of our father David, you, your servant, said, why did the nations become arrogant and rage?" En so gaat hy aan en aan. Maar hy sê so vers 23, toe Petrus en Johannes by hulle mense kom, en hy vertel vir hulle wat gebeur het daar. Hy sê, ouens, in die wêreld gaan ons dit moeilik hê. Maar ons was by hierdie kamstige, onwankelbare godsdienst gewees. En hulle is gerettel. Hulle is geskit. Hy sê, ons het gesien, want ons het in aanraking gekom met die opgestaande Christus. Die vorige Petrus is dood, die een wat vir Jesus verloon het. Die ander ene wat in aanraking gekom het met die resurrected Christ. Hy is anderste. Hy is gebaptized met die Holy Spirit. Hy operate anderste, sy glans, sy glow, sy glory as van tevore, want die vorige ou is dood, en is nou Christus wat operate. Dis hoekom Paulus bid in Efesiërs 1 vers 18, hy sê, ek bid dat God julle geestes oë so sal verhelder, dat julle sal weet wat hoop daar is in die roeping in julle lewe.
Dat julle weet hoe geweldig groot die krag is wat God uitoefen in die wat glo. Dit is dieselfde kragtige werking wat hy gebruik het toe hy vir Christus uit die dood het opgewek het. Paulus bid dit vir die gemeente. Hy bid dit vir die kerk, dat ons geestesoë so sal oopgaan, dat ons sal weet, dat ons met boldness sal optree, dat dieselfde gees wat vir Christus uit die dood opgewek het, kragtig is aan die werk in my en jou. Daar is niets anders nie. En hy sê, hulle het dit gesien. Hulle het dit gesien. Hulle wat so oortuig is van hulle godsdiens, wat dink hulle aanbid die ware God, hulle het gesien wie ons is, en hier staan 'n man wat lam was, saam met ons. Hulle kon dit nie deny nie. En ons het uitgestap daar, en hulle was gerettel. En toe daarna, toe begin hulle bid. En Petrus bid, hy sê, Here, gee vir ons nog meer boldness, dat die einste ding waaroor ons opgesluit was, die einste ding wat ons dink gestuur is om ons te vernietig, dat ons dit met nog meer boldness gaan verkondig, Here. Want hulle het die krag geervaar. Die boldness het dit geactivate, die confidence wat hulle het in Christus. Dis hoekom Paulus sê, ek skaam my nie oor die evangelie nie, want dis die krag van God tot redding van siele. Jy weet, Dawid kyk terug, hy sê, ons wil baie keer soos Dawid hulle in die vorige manne wees, hulle het gekyk, vorentoe gekyk, na wat die kerk vandag is, en sê, julle gewete is skoon gewas, julle hoef nie meer soos ons, in angs en in sak en as te sit nie, hoekom is julle fokus op dit, waarop ons nog was? En in hoofstuk 12 van Hebreërs sê hy, die hele wolk van geloofsgetuienis, kyk na die kerk, sê, go! Julle lewe in dit wat ons geglo het. Julle is nou die manifestation van dit. Petrus staan voor die Sanhedrin, en hulle manifesteer die ja en amen van God voor hulle oë, en hulle raak geskit. En Petrus sê, weet jy wat, hierdie is 'n onwankelbare koninkryk. Dit sal nie geskit word nie. Is deur groot goed hierdie jaar. Moenie geskit word deur die natuurlike goed nie. Moenie geskit word deur die wêreld nie. Het niks op jou nie. As jy gaan intree met bold en gaan glo jy is vergewe, gaan jy vir hulle skit. Jy gaan die wêreld laat rattle. Die lig skyn nie duisternis nie, die duisternis kan dit nie uitdoof nie. Amen, amen, dankie Here. Pas so jy terug gaan ons die nagmaal bedien. Is jy reg? Musikante, kom. Al die musieklikes, kom. En dankie vir ons pastoor, dankie vir die woord. Dis 'n nuwe jaar, nuwe verwagtinge. Ons gaan lekker nou nagmaal saam geniet. Ja. Ons gee vir hulle kans om hulle self te help. En julle gaan nou nergens, staan julle net so, los net, kyk net vir mense. Jy het vir my kans. Ek kry vanaand is ek in die kamer en ek sit daar en die Here praat met my en hy sê vir my, ja, die land, die wêreld gaan nie verander nie. Hy gaan nie verander nie. Al wanneer hy verander, as jy die Here aanneem, dan verander alles. Want jy kan met hom praat en jy kan vir hom sê, en jy kan bid, en jy kan vra, en hy sê hy sal vir jou alles gee. So kom ons maak hierdie jaar daai besluit, en ons vat die Here vas, regtig waar, en ons lewe voluit. Dis die enigste tyd in jou lewe wat jy voluit kan lewe as jy die Here dien. Halleluja. Voor die dames en here ons help, die broers en susters, nagmaal was gewees, hulle het, was bezig met Paasfees, bezig met Paasfees, die ou goed, terwyl daarmee bezig is, kom die Here, en die breek brood, die gee beker, hy sê, nou verander die storie. Ek weet nie vir wie julle het het al gelees nie. Wie vir julle het al gelees? Net jy?
Nog een. Jy gaan lees, hy breek, hulle is besig in die Ou Testament se goed, en daarin breek hy boord en sê, dis my liggaam, eet. Hier is, hierdie wyn, of hulle sê, hierdie beker, is die beker in die Nuwe Testament. So is 'n nuwe ding wat gebeur. Vanaand, ons pastoor oor die goed praat, 'n nuwe jaar, vol boldness. So, wat ons vanaand sê, ons groet dit wat verby is. En ons gaan hierdie jaar instap met 'n nuutheid in Jesus Christus. Wie wil sê ons gaan dit doen? Wie is die kans? Hierdie jaar, nuutheid in Christus. Los alles agter, vergeet wat agter is en ons strek ons uit na voor. En hulle gaan nou vir julle uitdeel en as julle jou broodjie en jou bekertjie het, sit en wag vir my tot almal het en dan eet en drink ons saam. Dankie. Ek eet. Terwyl ons uitdeel, dink aan hierdie woord, boldness, wat is nou in Afrikaans, vrymoedigheid. Ons klomp wat hier sit, gaan hierdie jaar, die nuwe jaar in met vrymoedigheid, boldness, want ons gaan die goedheid van die Here sien. Amen. So vergewe, vrygespreek. Ek sê altyd, ek like aan pastoor Trankle, wat in sy gebed sal hy altyd insit, en dankie dat ons vergewe is. So jy eet as 'n mens wat vergewe is. Ons sing, as jy jou bekertjie het, jou broodjie het, nou jy na stil bly, en hulle begin sing, kan jy so lang begin eet, en so lang begin drink, en net wees, dankie Here, vir die kruisdood van Jesus, en dankie dat hy opgestaan het. Julle kan maar sing, dankie. Seën jou en bewaar jou, skyn sy aangesig oor jou, mag hy genade bewys, die Here draai sy gesig na jou, mag hy jou vrede gee. Die Here seën jou en bewaar jou, skyn sy aangesig oor jou, mag hy genade bewys, die Here draai sy gesig na jou, mag hy jou vrede gee. En gesig oor jou, mag hy genade bewys,
Here draai sy gesig na jou, mag hy jou vrede gee. En amen, amen, amen. En amen, amen, amen. En Here, ek ontvang elke belofte, elke seëninge wat daar is in Jesus Christus vir hierdie nuwe jaar. As jy dit wil sê, steek jou hand op, man. Dis 'n nuwe jaar, 'n nuwe ding. Steek op sê, ek ontvang alles, dit wat die Here vir my beloof. Ek ontvang alles wat koning my beloof. Kom aan, wees 'n slag. As jy sê jy's 'n Christen, tree op soos een. Leef soos een, kind van God. Dankie Here Jesus. Ontvang elke blessing in Christ is ours in Jesus name. Hallelujah. Praise die Here. Dankie dat U vir ons gebring het deur die ou jaar, deur die Rooi See, en dankie dat ons deur die Jordaan gaan hardloop, 'n beloofde land inneem, die plek wat die Here vir ons beloof het. Ons gaan daarin. Nie deur krag of geweld nie, maar deur die Gees van die Almagtige God. En ek dank U daarvoor. In Jesus naam. Amen. Dr. Andries, kom eens op. Kan jy ook na my toe kom? Speel julle vrouens maar net vir ons mooi. Die man met die gitaar kom na my toe. Ons staan hier by, kyk vir die mense. Kyk vir die mense. Kom. Kom. Jy het 'n man, staan by hom. Daar sê, ons wat hier staan, is die ouens gewoonlik preek. Theresa is nou nie vanavond hier nie, sy preek ook hier. Maar ons preek, maar ons wat hier staan, ons pastoor en sy vrou, die ou man en sy mooi jong vrou, en Dr. Andries se vrou is by haar ma in die stadium, sy lê baie siek in die hospitaal in Iran, sy soen toe, en dan die twee jong mense, ons wil vanavond net ons hande uitsteek na julle toe, en sê, wees geseënd in die naam van Jesus Christus. Mag 2026 'n bonatuurlike jaar vir julle wees. Mag hierdie 2026 deurbrake bring in jou lewe. As jy sukkel met jou besigheid, mag God in hierdie jaar jou besigheid van sy voete afbring of op sy voete bring. Mag hierdie jaar daar sukkel met jou gesondheid, genesing in jou liggaam kom. As jy sukkel met wat ook al hierdie jaar, hierdie 26 'n spesiale jaar sal wees. In Jesus naam. En ons dank U dat U het ontvang. In Jesus naam. Amen. Amen. Baie dankie. Julle mag nou huis toe gaan, maar groet eers mekaar, wens mekaar. Ek dink dit is seker tyd. Dit is. Amen. Baie dankie dat julle hier was. Die seën van die Here vir julle. Is